Ons gee die Here 'n lekker lofoffer vanmôre. Hy is die liefling van ons siel. Net daar waar jy is vanmôre, sê 'n bietjie net dankie, Here. Al voel jy nie vanmôre dankbaar nie. Wees dankbaar. Dis 'n opdrag van die Bybel. Hy sê wees in alles deurbly. Wees altyd deurbly. Dis die opdrag wat die Here ons gee, né? En wees altyd dankbaar. Amen. Amen. Goeiemôre, dankie julle kan julle sitplekke neem. Here seën die woord vanmôre in elke hoorbare gees van God. Amen en amen. Ek het so verneem dat skoolvakansie is, jy ook nou nie meer kinders het nie, dan as jy ook nou uittrek het met hierdie dinge, né? Kan jy glo ons is al in hierdie tyd van die jaar? Jo, dit is ongelooflik. Ons eer die Here vanmôre vir 'n wonderlike woord uit die woord van die Here. Gaan ons 'n paar gedeeltes saam lees op verskeie plekke, maar ons hoofdeel môre uit is uit die boek van Lukas. Lukas 22, en ons tema vanmôre is die Olyfberg van versterking. Ek gaan vanmôre eerlik vir julle sê, ek het nie hierdie tema gekies nie. Monja het hom gekies. Monja het vir my hierdie tema uiteengesit. Ek kon nie 'n tema kry nie. Toe sê ek vir luister, kom skuif gou hier agter die preek in en dan kry jy 'n tema. Wat sê die Here vir jou? Dankie my vrou, dis mooi. Die Here sê ons is 'n eenheid. Ons is nie verdeelde gees. En elke een wat in 'n verdeelde gees is, of wat in sy huwelik is, of in sy verhouding is, of met sy verhouding met die Here, maak nie saak. Wil ek vanmôre vir jou sê, hierdie woord is vir jou, hoor. As jy hier uitstap vanmôre, dieselfde as wat jy hier ingestap het in jou lydingsuur, nee wat, dan weet ek nie. Ek gaan nou vlam vat. Nou vlam vat. Gaan jou verander, nie ek die gees van God. Amen. Is julle reg? OK, sit julle selfoon af, haal julle horlosies uit. Ek hoop hy hoender is op 100 of 80 grade. Hier kom 'n lang en 'n lekker duidelike woord vanmôre. Amen. Is julle reg vanmôre? Luister, ek wil gou vir jou sê die Olyfberg is nie net 'n berg nie. Dit dra krag, man. Ek wil gou vir jou vra voordat ons na enigiets toe kom, dit kom by my op. Wil jy nie gou saam met my blaai na die boek van Sagaria toe nie? En ek wil gou vir jou ietsie leer. Jesus, onthou jy Jesus leer en hy doen en hy sê en hy waarsku net so voor Matteus 24 die mense, hulle wat Sagaria, die voorvaders van Sagaria en almal doodgemaak het en die kinders van God, en dan sê hy hierdie woorde en dan sê hy, salig is hulle wat volhard tot die einde toe. Ons wat volhard tot die einde toe. En hy sê en hy praat hieroor want hy's in Jerusalem op hierdie stadium net voor sy kruisiging. En hy sê o Jerusalem, wat het jy gedoen? Wie het Jesus gekruisig? Die kerk. Wie kruisig mekaar? Die kerk. Godsdienstige kinders van die Here. Maar ons gaan nie daaroor praat vanmôre nie. Ek wil nie daaroor praat. Ek wil met jou praat oor hoe belangrik die woord is en ek wil jou ietsie deel uit die boek van Sagaria. Gaan jy gou saam met my blaai na Sagaria toe. Sagaria hoofstuk 14. Sagaria hoofstuk 14. Ja, Sagaria, die 14de hoofstuk. Hoor wat sê die Bybel, en ons gaan nou ietsie sê, en is in dieselfde Openbaring, daar Openbaring 19:20, wat hy verwys na hierdie toe. En hoor wat sê hy vir ons hierso, in Sagaria 14 vers 4, sê hy, is julle daar, kan ek lees, amen? En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg, wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word, van oos na wes tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die ander helfte na die suide. Ek wil hê jy moet 'n bietjie gaan ondersoek aanstel en gaan kyk, wat bedoel die Here hierby vanmôre? Wat se woord gee hy vir jou daarby?
So jy kan dit bietjie gaan lees in die week, gaan kyk 'n bietjie, hoe belangrik is dit gewees, en wat gaan gebeur in die Olyfberg. Ek gaan nog 'n bietjie daaroor praat, as die Here se wil is in die toekoms vorentoe, gaan ons sien, hoe hy die volk gaan beskerm op die Olyfberg. Waar gaan hy sy voet neersit? Op die Olyfberg. OK. Waar was Jesus in die tuin van Getsemane? Op die Olyfberg. OK. Kom ons kyk gou wat sê die woord daar vir ons uit Lukas 22. En ons gaan lees daarvan af vers 39. Elke maal het jy nou al hierdie skrifte gehoor, maar ek wil gou vanmôre in 'n ander oog dit met jou deel, as jy my gaan toelaat. En die woord sê, en hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, kyk gou hierso wat sê hy vir hulle. Hy sê vir hulle, bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Hierdie is my hond se luisertjie. Ja, sy het hom gister gesoek, sy het die ore op my mis het gesien. Ek moet hom terugvat, hoor. Dis hare. Nie in die versoeking kom nie. Merk dit in jou Bybel. Nou sê die duiwel versoek my, die duiwel gee my die skuld. Is jy een van daai Christene wat altyd sê dis die duiwel? Ek dink so, want as jy hoor dan sê die kind van die Here, maar die duiwel het my verlei. Die duiwel het my laat toe dat hierdie dinge gebeur. Ek wil nie eens weet hoekom gee mens die duiwel so baie krediet nie. Die woord sê dan baie duidelik, hy sê, bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Dis 'n baie belangrike ding. Hoe lyk jou gebed? Hoe lyk jou gebedslewe? Kom ons kyk wat sê die skrif verder in 41. En hy het hom van hulle wat? Mense, weet jy wat? Hier's my vraag. Wanneer laas het jy afgesonder? En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens 'n klip kan gooi. Nie eens ver nie. En die woord sê en neergekniel en gebid. En gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Hoor wat sê hy verder. En 'n engel, en hierdie is baie belangrik, en 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, en hierdie wil ek hê jy moet asseblief saam met jou huis toe vat. Trek dit om jou Bybel en onthou dit. Die Here Jesus Christus, ek sê nou die dag vir Tommy, daar is nie 'n ding wat die Here Jesus nie op hierdie aarde deurgegaan het, wat ons nie deurgegaan het. En toe hy in 'n sware stryd kom, en hy met groter inspanning gebid, het hy met groter inspanning gebid. As ek en jy in spanning is, en ons is in die versoeking, en ons is in die moeilikheid, of ons doen, wat doen ons? Dan gaan ons weg. Ons los dit, ons val weg. Maar die woord sê, en hy het gebid. Hoor wat sê hy? Toe groter inspanning gebid, en sy sweet het, julle het dit verkeerd. Ek wil jou een ding sê, die kerke gee hierdie verkondiging verkeerd. En die woord sê, en sy sweet het geword, mense, geword soos bloeddruppels. Nie bloeddruppels nie, het geword soos bloeddruppels, wat op die grond val. Ek gaan nou nog iets oor sê, okay. En toe staan hy van die gebed op, en kom by sy disippels, en vind hulle aan die slaap van droefheid, en hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Charles Spurgeon, en ek het hom nou die dag so in die begin van die jaar ook gehad, sê, en hier is net mooi. Hy sê, when God does not answer his children according to the letter, he does it according to the spirit. As die Here jou nie deur die woord antwoord nie, wil ek vanmôre vir jou sê, gaan hy jou deur die Gees antwoord. Deur die Gees sê die woord. Hoor dit mooi? Die Gees. Maar ek ervaar nie die Gees nie, ek verstaan nie die Gees nie. Ons moet dit bid. Ons moet bid dat die Here dit vir ons gee. Die geskenk van genade wat God ons gee, geliefdes, het Jesus ongelooflik baie gekos. Ek dink ons as kerk het dalk afgestomp geraak, hoor gou mooi, met die terme soos, hy het sy lewe vir ons gegee. Vir ons aan die kruis gesterf. Ek dink dit het afgestomp geraak, as jy hoor hoe mense
dit sê, hoe mense daaroor praat, kan ek agterkom dit het afgestom geraak. Weet jy hoekom? Want ek dink nie ons besef dit en ons begryp dit radikaal. En ons het nog nooit regtig in ons lewe dit gesien nie. Ek weet nie of jy iemand het nie, maar ek het dit nog nooit, behalwe in 'n fliek of in 'n film het ek dit gesien nie. Maar ek het nog nooit in die werklikheid van my lewe gesien hoe iemand voor my eie oë tereggestel word. Miskien al vermoor word of doodgemaak word, maar tereggestel, omdat hy daar aan 'n kruis vasgespijker moes word, of tereggestel, hoe ook al dit mag wees. Jy sien, en een ding wat ons kan sien van sy disippels, wat saam met hom was, sy disippels het dit geken. En ek en jy behoort dit na hierdie tyd, wedergebore kind van God, ook te ken. So dit moet nooit afgestom raak. Dit moet krag dra. Amen. Hoor mooi. Jy sien, hulle het absoluut die wreedheid van hierdie ervaar, en hulle het dit verstaan, hulle het dit gesien, die ergste erg denkbaar. Kan jy dit net verstaan? Kan jy dit net in jou kop kry? Wat ek en jy sing, elke druppel bloed wat geval het, daar in die binneplein, toe hulle hom geslaan het, die katsoue, maak nie saak nie, hoe dit uit hom uitgeruk is, hoe die vleis uit hom uitgeruk is, elke druppel bloed, dit moenie afgestom raak nie, hoor jy? Dit moet krag dra. Hulle het verstaan dat Jesus se opstanding, na Jesus se opstanding, hulle vervul sou word met die Heilige Gees, en dat hulle hele lewe verander sou word, en so was dit, hulle lewe het radikaal verander, hulle dankbaarheid teenoor die Here was groot, en weet jy, kan ek vandag vir jou sê, dat die dankbaarheid wat ek het, dat my hele lewe verander het, terwille van Jesus, of ter spyte van wat ek in my verlede gedoen het, dat hy my kon verander het. Amen. En wanneer hy my kom haal, is ek slaggereed vir daardie wonderlike dag. Amen. Jy sien die eerste tekens, geliefdes, en die angs en die pyn van die kruisiging, word waar meegebring. Wie kan van my sê? In die tuin van Getsemane. Kan ek gou vir jou iets sê oor die tuin van Getsemane? Kan ek dit gou vir jou iets sê? Dis nie 'n werklike tuin soos wat ons 'n tuin sal ken nie. Die tuin van Getsemane was 'n boord gewees. En die boord was omring met 'n muur gewees. Dit was met ander woorde in 'n tyd soos wat ons sal sê, onthou, dit was 'n park, onthou julle, dit was 'n park. En tot vandag toe nog is daar olyfbome. En dit was die plek waar hulle die olywe gepers het. Die Kidronspruit het daar deur geloop. Het julle al gehoor van die Kidronspruit? Ek sal al hierdie goedjies nog eendag vir julle gaan vir julle vertel. En op hierdie boord, of in hierdie tuin, in hierdie boord, was daar 'n besigheid, het hulle die besigheid gedoen. En as ons die woordjie gets gaan afbreek, dan gaan ons sien in die Hebreëus beteken dit pers. Skryf dit neer. Dis interessant, jy moet dit neerskryf. In Hebreëus is dit beteken dit pers. En daar was 'n vierkantige klippilaar, kan jy maar sê, van omtrent 1/5 meter hoog gewees en lekker breed. Ek is nou nie seker of die breedte of die hoogte, ek kan nie meer lekker onthou nie, 1.5 was nie, maar hierdie ongelooflike vierkantige klippilaar, hulle het die olywe, as jy daar gewerk het in vandag se tyd, sou hulle, is amper soos 'n visvangnet, het hulle die olywe daarin geberre, en hulle het die olywe daarin gesit, en dan het hulle hierdie swaar klip op die olywe gesit, en onder hierdie klip het die olywe daar gelê, en so het hulle dan die olyfolie gemaak. En daar was 'n olyfbesigheid, kan ek dit maar noem, daar was 'n olyfpers gewees, wat olyfolie gemaak het, en so het hy dit dan aan die mense verkoop. En so het die Here Jesus Christus dan daar gebid. So die woordjie get in Hebreëus beteken pers, en semane beteken olie. So wanneer jy olyfolie drink, en ordentlike olyfolie, moet jy weet dat dit kom van daar af. Dit was die vrug van die boord, dit was daai jare, dit was baie lekker. Is jy lief vir olywe? As jy hom so vat. Is lekker man. Hou julle nie van dit nie. En Getsemane staan bekend vir die plek van lyding. Die tuin van lyding. En dis hoekom die Here Jesus Christus, ek wil nie baie sê nie, want ek wil binnekort bietjie oor dit praat,
die Here Jesus Christus daar gaan bid het, want hy het elke een van ons se swaar kry. Elke een van ons se sonde op hom geneem daar. Die plek van lyding. Weet jy geweet, my en jou naam was ook daar. In die gees was ons ook daar, op die Here Jesus Christus. Hoe wonderlik is dit nie? En dis waar die eerste tekens dan vandaan gekom het, die plek van kruisiging, die meebring van Getsemane. Jesus het nog die hele tyd gesê, voordat jy kan dit maar gaan lees, het hy gesê, ek moet na Jerusalem toe gaan, ek moet daar bly, want dis waar ek gaan sterf, en dis waar ek gaan opstaan uit die dood. Dis waar ek gaan opstaan uit die dood. Jy sien, na hierdie lang reis wat hy gedoen het, en hy het hom daar gestig, en hy was daar, het sy voorspellings waar geword. En jy sien, en die woord sê vir ons verder, as ons daar gaan lees, hy sê vir ons dat, en ook die disippels se onbegrip van wat daardie nag nog sou gebeur het. Jy sien, hulle was moeg. Hulle was moeg. Die ooglede sê die woord was swaar, en hulle het aan die slaap geraak. Hoekom? Lukas vertel vir ons, hulle was moeg, die disippels was uitgeput as gevolg van droefheid. As gevolg van droefheid. Hoe put droefheid my en jou nie uit nie? Het jy dit al gesien? Het jy al gesien as jy lekker in droefheid voor die Here kom, en jy huil voor die Here en jy stort jou uit, daai aand slaap jy sommer lekker. Jo, hoe lekker. Dan traai man. 'n droefheid wat gekom het, nadat Jesus ook iets aangekondig het, want hy het vir hulle gesê, hier is een van julle wat my gaan verraai. En hy beskuldig nog vir Petrus, hy sê, Petrus, jy gaan my verloon, voordat die haan kraai die volgende môre, gaan jy my 3 keer verloon. Kon jy verstaan hoe hierdie mense gevoel het? En hy kom en dan waarsku hy hulle ook, en hy sê, bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Bid dat julle nie in die versoeking kom nie. En 2 keer sê die Here Jesus Christus vir sy disippels, dat julle nie in versoeking kom nie. Mense kan nou vanmôre vir jou vra, bid daaroor. Bid en maak dit 'n deel van jou gebedslewe. Bid dat jy nie in versoeking kom nie. Want weet jy wat, as ons nie bid nie, hoor gou mooi, as jy nie bid nie, is ek en jy besonder weerloos teen versoekings. Amen. Amen. Wat tree in ons lewe? Wat se deur maak ons oop? Wat 'n gees kom in ons lewe? Wat gebeur in ons lewe? Kan ek gou vir jou iets vra? Weet jy wat sê die skrif van die Ou Testament af? Waar moet jy bid? Waar moet jy bid? In die eerste plek moet jy by jou deur, jou voordeur. Waar kom ons eintlik baie in? By ons agterdeur. Ons moet by ons agterdeur bid, voordat jy uitgaan en voordat jy inkom. En die skrif sê dit in Matteus later, hy sê, dis nie wat, Jesus sê, dis nie wat inkom nie, maar wat uitgaan. Amen. Ok, dis jou huis, dis daar waar jy binne ingaan. As jy daar uitgaan, voordat jy uitgaan en by jou deur in die oggend, of dit jou voordeur is, of wat se deur, moet jy by jou deur bid. Jy moet dit uitroep. Want as jy jou voet uit jou deur uitsit, maak jy jouself oop vir wat? Versoekings. Vir aanslae. Jy word bewus van dit wat gebeur, jy onderwerp jou gedagtes aan dit wat jy sien. En die oë is die vensters van die siel, jy neem in dit wat jy sien. Jy kom nou uit jou veilige habitat uit, jy kom nou uit jou veilige plek uit, jy kom nou net uit jou lekker diep slaap uit. En die Here het jou bewaar, het jou op laat staan uit genade uit, het jou hierdie wonderlike krag gegee om uit te kan gaan. En dan het 'n mens nog baie keer hierdie arrogansie om uit te stap sonder om te bid. En as die dag jou takel en is loop verkeerd, en dan sê jy, dis die duiwel. Amen, kom kerk. Kom. As ons nie bid nie, is ons besonders weerloos teen versoekings. Hoor mooi wat ek vanmôre vir jou sê. Ietsie baie interessant. Het julle geweet dat sommige manuskripte in Lukas, sê evangelie bevat nie Lukas 22 vers 43 en 44 nie. Ag, dan sal jy sit hom gou weer vir hom daar op asseblief. Kyk gou wat sê hy. En 'n engel, daar is hy net enetjie terug. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met 'n groter inspanning gebid. En Lukas sê dat sommige manuskripte bevat nie vers 43 en 44 oor die engel wat Jesus versterk het. En sy sweet wat soos bloeddruppels op die grond geval het. Jy moet kyk wat se Bybel jy lees, en die manuskripte, en die goed wat jy lees. En weet jy, wanneer ek hierdie lees, dan sien ek presies, of ek sien beslis die diepte
van Jesus se worsteling. Mense, hoor baie mooi, die worsteling wat hy moet deurgaan, toe hy bid, Vader, laat hierdie lydingsbeker my verbygaan. Die worsteling wat hy gehad het met die kruis. Jesus se sweet het nie werklik in bloed verander of gedrup nie. Dit het geword soos bloeddruppels. Daar's dit. Soos bloeddruppels. Spreuke 16 vers 9 staan daar. Die mens beplan sy pad. Ek en jy mens beplan ons pad. Maar God bepaal hoe ons dit loop. Amen. Dit is slegs deur die genade en die geloof dat ons vanmôre kan sê, Here, laat U wil geskied in ons lewe. Dat U wil geskied. En vers 43 beskryf hierdie merkwaardige oomblikke. 'n Engel uit die lug, uit die hemel, ekskuus tog, het aan hom verskyn en hom versterk. Hoe baie kere stuur die Here nie engels om my en jou te versterk nie. Ons kan hulle net nie sien nie. Maar ons ervaar dit. Hoe ervaar jy dit? Wanneer jy daardie versterking nodig het, kry jy hierdie goddelike vrede en jy kry die vreugde. Jou plek word lig, jy kom uit die duisternis uit. Ek dink die engel versterk my en jou. En wanneer ons op ons swakste is God juis op sy sterkste. Amen. En die Vader het hom nooit verlaat en hom nooit alleen gelaat nie. Tydens sy stryd en sy lydingsuur het hy vir hom hulp gestuur. Net so is my en jou pad ook vanmôre saam met die Here. Nooit alleen nie. En God beloof in Hebreërs 13 vers 5. Hy sê vir ons die volgende: ek sal jou nooit begewe. Ek sal jou nooit verlaat nie. Kan ek jou gou iets vra? Is jy van julle wat God verlate voel vanmôre, eerlik? Waar het jy God gelos? God is nog steeds op dieselfde plek. Duif, God is nog steeds op dieselfde plek. Hou smaak altyd. Ek's ernstig gegooi my smaak. Dis 'n mooi eienskap. Prys die Here. Partykeer moet ons teruggaan daar waar ons die Here gelos het. Hoor jy nou? Ons moet die Here gaan haal waar ons hom gelos het. Want ek glo die woord. Hy sê, die Here sê, ek sal julle nooit verlaat en ek sal julle nooit in die steek laat. Die Heilige Gees vanmôre is die trooster wat ons versterk in tye wat ons deurmaak. Marjorie, die Here gaan jou versterk, die Gees versterk jou vanmôre deur dit wat jy deurmaak. So 'n gemeegevoel saam met haar, sy het haar man in die dood laat afstaan of afgestaan. Dit is ongelooflik moeilik en sy sit vanmôre hier. Mag die Here haar in hierdie swaar tye, wat die mens tog sê, kan tog nie iets maak. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, bepaal jou by jou lewe, los ander mense uit. Bid vir hulle. Net soos wat jy van hulle kan skinder, so moet jy vir hulle kan bid. Ek wonder, sal die wêreld nie lekker wees nie. Amen. Amen, pastoor. Hou aan bid dat jy nie in die versoeking sal toegee nie. Hou aan bid. Hou aan bid. Weet jy wat, kan ek vanmôre vir jou ietsie sê aan die ander kant, selfs nie is die engel kan hom so versterk het, dat dit so genoeg was, dat dit gekeer het, dat sy sweet soos bloeddruppels geword het. Soms gebeur dinge maar net. En hier is my vraag baie kere, kan ek jou gou ietsie vra? Ek wil vir jou vra, wie is God die Vader vir jou, Amanda? Wie is die Here, ons Vader, jou Jahwe? Die allerhoogste, die allerheiligste vir my en vir jou. Hoekom is jy geskape, man? Wat is jou doel op aarde? Voel jy ook so? Wat is jou doel op aarde? Okay, en nou gaan ek begin preek, is julle reg? Ek wil julle 'n verhaal vertel
'n Engelse, 'n Britse skrywer met die naam van Somerset Maugham het gesê die volgende, hy sê, daar was 'n ongeletterde opsigter by die St. Peter's Kathedraal gewees in Londen, baie jare terug, baie jare terug. En hy skryf die volgende, Somerset skryf hierdie volgende, hy sê, en daar het 'n jong priester gekom, hulle het 'n jong priester aangestel, en hierdie jong priester het agtergekom dat hierdie opsigter, wat daar was vir jare, ongeletterd is. So met ander woorde, hy kon nie lees en skryf en leer en daai goed nie. En hy het hom afgedank. En hierdie weerlose opsigter het weerloos sonder werk gesit. En hy het niks gehad nie. Hy het niks gehad waarop hy kan terugval. Nou dat ek daarvan praat oor die doel van ons lewe. Hy het niks gehad waarop hy kon terugval. Maar hy het sy bietjie spaargeld gevat en hy het 'n tabakwinkeltjie gekoop met die hoop dat dit sou werk. En hy het dit laat werk. En die een tabakwinkel het die ander een gegroei en die ander een hy het nog een gekoop en hy het nog een gekoop en hy het later 'n hele klompie tabakwinkels gehad, 'n kettingwinkel soos hulle sal sê. En hy het lekker pond gemaak. Daai is mos pond. Wat het hulle daar pond? Ja, pond. En weet jy wat sê die skrywer teen ons? En hy sê dat die bankier praat met hom en hy sê vir hom, kan jy jouself indink as jy geletterd was of geleerd of geskool was? Waar sou jy gewees het? En hierdie man het hom so gekyk en hy het vir hom gesê, ek sou by St. Peter's Kathedraal gewees het. Kan jy dit nou indink? Hy sou nie so ryk gewees het. Hy sou maar 'n opsigter gewees het by St. Peter's Kathedraal as hy geskoold was. Soms werk dinge vir mens anderste uit. En so kyk ek in die woord van die Here, dan weet ek die doel. Hoe die mens kyk na dinge, is nie hoe God kyk na dinge. Hoe die Here na jou kyk, is nie hoe mens na jou kyk, is nie hoe God na jou kyk. En die woord sê dit, kan ek dit vir jou gou lees? Waar Psalm, kom ons kyk gou waar kom Psalm 90. Nee, is dit nie. Waar sê hy my wee is nie julle wee nie. Ek kan nou nie ja, kom ons kyk gou wat sê Psalm 90. Ek dink iets staan daar. Ek wil net gou kyk. Vergewe maar vanmôre. Mense, sal julle my vergewe? Waartoe wil ons nou weer gaan Psalm? Dis die Here maak 'n mens opgewonde in sy woord. Nou waar is jy Psalm? Is julle met my? Kom ons kyk gou wat sê hy vir ons daar. Hy sê dit daar in vers 4, hy sê, want 1000 jaar is in die oë soos die dag van gister, as dit verbyskiet soos 'n nagwaak. Kyk daar, hy sê, die dae van ons jare, nee, dis nie wat ek wou gesê het nie, hy sê hierso, leer ons so om ons dae te tel, en dis die een ding wat ek wil sê, dat ons 'n wyse hart mag bekom, dan sê hy keer terug, o Here. Leer ons so om 'n wyse hart te mag bekom. Jy sien, want ons kyk met ander intensies na mense. Ons kyk na ander intensies na situasie, maar God kyk anders. Amen. Hierdie jong ongeleerde man het vir hom kettingwinkels en 'n rykdom en 'n empire laat bou. Maar as hy dalk geskoold was, hoe die mens na hom gekyk het, sou hy nog steeds 'n opsigter gewees het. En hier is my vraag vanmôre, hoe kyk jy na dit wat God in jou lewe vir jou gee? Wat maak jy met jou talente? Wat maak jy met jou gawes? Is jy ook een van daardie wat sê, nee, maar ek is nie geleerd, ek ken nie hierdie nie, ek skram maar weg. Maar God sê eintlik, maar jy het eintlik die persoonlikheid om met hierdie dinge so te kan werk. Maar jy gaan by jou verskonings. Here gaan jou by jou verskonings los. Weet jy wat jou doel is op aarde? Wil jy jou doel ontdek? Baie gou saam met my in Matteus 18 toe. Ek gaan nie, ons het dit nie op die bord nie. Ons gaan so intoe blaai. Matteus 18. Kom ek sê gou vir jou, jy gaan vanmôre hier uitstap, jy gaan iets leer. Is jy lus om te leer? Prys God.
Prys die Here man. Amen. Hoor wat sê Matteus 18 as jy daar, en ons gaan lees daar in vers 18, wel bekende gedeelte, baie bekende gedeelte. Hoor wat sê hy vir ons daar in Matteus 18, vers 18. Voorwaar ek sê vir julle, wat sê jou Bybel? Alles, omkring hom, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Hier is my vraag, wat is jou doel? Wie is jy? Wie is God vir jou? Hoor wat sê vers 19 en hier antwoord ek jou. Hy sê, weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak, hoor mooi, wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van die Vader wat in die hemele is. En ons het nou gelees, die woord sê ons bekom wysheid. Bid dat ons wysheid bekom, né? Hoor wat sê vers 20. Hy sê, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. En daarom is dit vanmôre belangrik, mense, om jou saam met die regte mense te bind, om vas te hou aan Jesus se beloftes. Amen. Bind jou saam met die regte mense. Want om die Vader te ontdek en die doel wat die Here vir my en jou het, sê die woord, alles wat jy op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. Alles. Selfs die woorde wat jy spreek, die gedagtes wat jy dink. Dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Amen. Is julle met my? Jy verstaan nie man, hier is ander bloed in my. Jy verstaan nie. Dieselfde bloed wat in 'n Jood is, wat in 'n Griek is, en wat in Jesus was, wat ook al is dieselfde bloed wat deur elke mens is. Dis 'n keuse, jy's gemanipuleer, dis 'n blinddoek. Bid man, dat die Vader van die hemele die skille van jou oë sal laat afval. Anders te bly jy blind soos Saulus. Amen. Wie bel my hierdie tyd van die Amen. Is julle met my? Is julle saam met my? Daarom is dit so belangrik om jou saam met die regte mense te bind en om vas te hou aan Jesus se beloftes. Kan ek vanmôre vir jou sê, ons vertrou die Here mos vanmôre, né? Ons vertrou die Here, wat ook al ons as 'n span saam doen, dat die Here saam met ons is en God se wil is in ons midde. Speel vir my so liggies musiek daar, asseblief. Weet jy vandag, Marlies, dat nou in die geestesriem God besig is om jou toekoms te openbaar? Wimpie, weet jy dit? God is besig om jou toekoms aan te kondig. Die geestelike atmosfeer is besig om te hoor wat God vir jou beplan en die vooruitsig. En wanneer jou naam in die geestesriem genoem word, en wanneer jou naam in hierdie atmosfeer gehoor word, wil ek vir jou sê vanmôre, aktiveer ons die demone en die werke van Satan, en hy's blistig, en die aanslag is op jou kind van die Here. Kan ek gou vanmôre vir jou vra maak, as dit die wete huis is leeg, sal hy daar inbreek? Nee, hy sal nie. As jy leeg is, gaan die vyand nie na jou toe kom nie. Maar as jy vol is, en jy's toe oorlopends toe vol van die Heilige Gees, gaan hy by jou traai inkom, hy gaan jou probeer opbreek, hy gaan in jou finansies kom, daar waar jy spreek. Daarom is dit so belangrik om te ontdek wat jy doen in die geestesatmosfeer en in die riem van hierdie wêreld waarin ek en jy beweeg. Die worstelstryd is nie teen die vlees en die bloed nie, maar teen die owerste. Hoor gou vir my vanmôre. Luister man, die Here is besig om jou naam te roep in die atmosfeer. Hy's besig om te sê, ek wil hê jy moet dit hoor.
You're anointed. Jy's 'n geseënde, gesalfde van die Here. Daarom sê die woord, bid dat jy nie in die versoeking mag kom nie. Is lekker. As jy vol is van die Heilige Gees, wil ek vanmôre vir jou sê, wil en sal die duiwel jou nie uitlos nie, en ek is eintlik bly. Jy, want dit hou jy op jou knieë, man. Lekker. Amen. Luister. Begin bind. Begin bind. Begin bind. Het jy al begin? Ek hoor niemand bind nie. Here, ek bind dit vanmôre. In die naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam. Wat moet ek bind? Wat moet ons bind? Ons bind die doodgees vandag, hoor jy? Marjorie, ons bind die doodsgees oor jou lewe. Amen. Amen. Kom ons maak gou so toe. Die Here sê, is iemand met woede, steek gou jou hand op. Ons wil gou vinnig, jy het baie woede in jou. Kom, steek op. Daar sê, dankie, daar gaan die hande op, baie woede, daar's woede. Bind daai woede. Bind dit gou. Ek gaan dit nie vir jou bind nie, ek sal dit saam met jou bind. Maar kom ons bind dit in die naam van Jesus, die naam bo elke naam. Amen. Ons bind dit. Ons bind dit. Amen. Ons bind dit. Begin bind, mense. Begin bind. Wat soek jy vanmôre? Vrede. Goddelike vrede. Ek wil gou met jou praat, jy kan maar weer jou oë oopmaak oor Job. My diensknegt Job sê die woord. En as ons na Job gaan kyk, baie ken Job se storie, dan sien ons siekte. Siekte. En die Here Jesus, of God die Vader het dit toegelaat. Ons sien afguns, en ons sien ook die gees van jaloesie. Kom ons bind gou vanmôre, the spirit of jealousy. Die gees van jaloesie, afguns. Amen. Kom ons maak ons oor toe, want hier is te veel nuuskierige mense om rond te kyk. Dis hoekom ek jou vra, vanmôre oefen jy jou oë open toe. Amen. Miskien as jy hom oopmaak in die skille geval. Iemand sit hier vanmôre, hulle het 'n spirit of jealousy. Steek gou op. Steek gou op. Dankie. Steek gou op vanmôre. Afguns, steek gou op. Selfde. Bitterheid. Ons bind dit. Verwerping. Verwerping. Dankie. Jy kan maar laat sak. Dis nie deel van God se plan nie, hoor. Bind dit vanmôre. Ek wil jy moet hoor vanmôre, die Here ken jou vandag, hy ken jou sit, hy ken jou staan, hy ken jou lê. Erken wat die Here vir jou gaan doen vanmôre. Jy weet wat die Here vir jou kan doen. Jy weet dit. Jy hoor dit. Jy beleef dit. Ek het nou net gesê, die geestelike atmosfeer het gehoor wat God vir jou beplan en die vooruitsigte wat hy vir jou het. Hy roep dit uit. Hy hou nie meer terug nie. Ons kan weer oopmaak in die dae van ons lydings of die lydingsnaweek wat weer op pad is. Dit bring vir ons weer as 'n eenheid saam. Charles Spurgeon sê die volgende, dankie dan Sally. Selfs nie in hierdie wêreld, ons het dit nou die dag ook opgesit, ek wil jy moet dit oor hê. Jy moet dit weer sien, selfs nie in hierdie wêreld betaal sonde sy dienaar se goeie loon nie. Amen. Kom ons kyk gou. Alhoewel die Here Jesus Christus vir ons weet wat hy vir ons toekoms inhou, kies hy om nie ons toekoms vir ons te openbaar nie. Maak gou saam met my Openbaring 19 en 20. Wil gou vir jou ietsie wys daar agter in Openbaring 19. Weet jy wat hy wel doen? Hy kies wel vanmôre om jou middelaar te wees. Hy kies vanmôre om jou trooster te wees. En hy kies ook om jou redder te wees. Amen. In vers 11 sê die woord in Openbaring 19, toe het ek die hemel geopen gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, hoor mooi, word genoem wat? Getroue
getroue en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in die geregtigheid. Hoor jy daar? En sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die wat? Die woord van God. Amen. Is jy reg? Is jy opgewonde? En weet jy wat? Kan ek gou vir jou iets sê? In Openbaring 20, dit wat wag vir die duiwel, die valse profete, Openbaring 20 vers 10, en die duiweljaar, na hierdie 1000 jaar van vrede, na die 1000 jaar voleindige, sal die Satan uit die gevangenis ontbind word, en hy sal in die poel van vuur, saam met hulle wat hulle verlei het, gewerp word. Amen. En hulle sal dag en nag gepynig word. Kies jy daai lewe? Nee, ek ook nie. Hy kies om ons redder te wees. Geliefdes, weet jy wat sy liefde vanmôre vir my en vir jou is? So wyd en diep. Hy wil dit met my en jou deel. Hy wil dit met ons deel. Hy wil hê dat ek en jy hom sal kies, sodat ons dat hy ook in jou vreugde, jou bekommernis en jou swaar kry 'n deel kan hê. Hy wil hê jy moet weet dat hy net soos God die Vader daar was vir sy seun Jesus Christus tydens sy lydensuur, so kies hy ook vandag om saam met my en jou daar te wees. In ons lydingsuur. Ek sê vanmôre, mense wat in sonde lewe, mag dalk oor die oordeele van God lag, maar jy kan dit ongelukkig nie weglag nie. Ek sê weer vanmôre, mense wat in sonde lewe, mag dalk oor die oordeele van God lag. Weet jy hoe lag hulle? Hulle sê ek is daar in die hel, so wat? Hierdie aarde is soos hel. Hierdie is mos my hel. Ag, so wat? Ongelukkig sal jy dit nooit kan weglag nie. Hoe mense laster, hoe mense spot, hoe mense bespot word, kinders van die Here. Hulle kan oor jou lag vanmôre. Maar ek wil hê jy moet iets hoor, en ek sê dit altyd, en ek sê dit nou nogal taamlik lanklaas te sê, hoe sê ek dit altyd? As die lewe weet wat die dood weet, sal die mense seker maak hulle saak met God is reg. Amen. Amen. Baie mense het vir Noag gelag. Toe Noag die oordeel van die sonvloed uitroep, toe lag hulle. En toe almal in die ark is en die deur slaan toe en God stuur die oorvloed of die sonvloed, die waters. Jy kan dit nie weglag nie. Kom ons sluit ons oë. Here, ek roep vanmôre tot 'n oproep aan die gemeente, en elke een vanmôre wat hier is. Wat hier is. Kan ek vanmôre dalk net vir elke een wat in hulle eie lydingsuur sit vanmôre, terwyl die oë gesluit is, wat ook al jou lydingsuur is, waardeur jy gaan, gee net vir my 'n oomblik, ek is nou klaar. En jy voel vanmôre, jy staan net gehou, jy weet wat jou lydingsuur is, ek gaan nie goed uitnoem nie. Jy weet waardeur jy gaan vanmôre. Ek gaan nie vir jou vra om hier toe kom staan nie, ek wil net hê jy moet staan. Want ons wil gou saam met jou bid. Elke een wat deur 'n lydingsuur gaan, kan ek gou bidders kry saam met hulle teensien, kom bid gou hier vir my, sit gou jou hande daarso. Is daar nog iemand? Hier's Kassie, julle, yes. Nog iemand, kyk gou vir my bietjie, Tom, julle. Wanda, julle, check gou vir ons.
Luister, ek sê vanmôre, elke een wat deur 'n lydingsuur gaan, wat deur iets gaan, kom, staan. Moenie skaam wees nie, niemand gaan vir jou lag of vir jou kyk nie. Staan gou, hier's nog mense wat moet staan. Kom, laat ons gou staan vanmôre. En dis nou die tyd, dankie, dat die Here saam met jou hierdie lydingsuur wil deurgaan. Hy wil jou vat vanmôre, en hy wil saam met jou deurgaan. Hy wil jou vanmôre versterk. Deur jou swaar en jou pyn en jou hartseer wil hy jou versterk vanmôre. Hier staan 2 mensies alleen, maar lees julle. Hier's Jackie alleen. Hou net 'n bietjie vir jouself vas, man. Kan iemand net daar 'n bietjie 'n drukkie gee? Amen. Hallo Andries, hallo Erik, gaan dit my vriend? Wimpie, kom lê 'n bietjie aan hierso is my olie. Op Dries se longe asseblief, daar is hy. Nie my olie vat nie, gee dit weer terug. Prys die Here man, vanmôre. En jy wat sit en dit gaan met jou goed, wil jy nie net vanmôre bietjie sê dankie Jesus nie. Dankie Jesus, Here, dankie vir Andries en Linda. Here wat so getrou vir u werk, wat uitsaai, seën hulle vanmôre Vader. In die naam van Jesus Christus. Dat dit goed gaan met elke een. Vir Johan hulle Here, dankie. Dankie, thank you Lord, thank you Jesus. Hy is die koning van die konings, die almagtige, die skepper. Ek wil jou vanmôre bemoedig in jou lydingsuur. Elke een van ons het 'n tuin van Getsemane. Jy is in die tuin van Getsemane. Staan gou. Ons wil gou vir jou bid. Ons kan vir jou niks gee nie, ons kan net vir jou gebed gee en ons wil graag saam met jou bid asseblief. Asseblief, staan saam met ons. Ons wil vir jou bid. Azali sit voor hom. Jy's reg, dankie. As ons gou op die skerm kyk, dan wil ek saam met julle lees in Handelinge 17 vers 31 en teken dit op. Hy sê daar vir ons, omdat hy 'n dag bepaal, wat bepaal hy mense? Omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in wat? Geregtigheid. Wat het ons gelees? In Openbaring 19 en ons het hom gesien op 'n wit perd en hy gaan oorlog voer vir geregtigheid. Sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Yes. Wat 'n voorreg. Jy moet hierdie vers vir hulle gee wat die Here spot en wat die Here uitklag en oor die oordeel lag. Wat die woord sê, daar gaan uit 'n dag bepaal, daar is 'n dag uitgesit waarop hy sy oordeel gaan uitgiet op die geregtigheid. Hoe wonderlik, man. What a day that will be when my Jesus I shall see. Aan die laaste slide, dankie Ansel. God my versterking. En nou wil ek 'n oproep maak of 'n beroep maak. As jy vanmôre iemand is wat sê ek is nou klaar met die wêreld en sy sonde. Ek wil my hart vir die Here gee. Staan gou saam met my. Vir die eerste keer, as jy vanmôre sê ek wil my hart vir die Here gee. Staan gou saam met my. Dit lyk nie vir my vanmôre ons het nuwe bekeerlinge nie. Ek dink almal is mooi kinders van die Here. Ek sien ek weet nie hoe jy lewe nie, maar al sit jy hier Sondag, maar jy weet jy het nog nie regtig jou hart vir die Here gegee nie. Jy was nog onseker, jy het nog 'n bietjie getwyfel in 'n paar dinge. Maar jy ken God. En jy sê vanmôre, Here, besny my hart. Wil jy nie saam met my staan nie? Yes, dankie Here. Hierdie meisie huil, wie's by haar? Kan ons net vir haar liefde gee? Sy's tog dankie wandjies. Daar sy Here. Ag, daar sy. Ag Jesus, dis mooi. Jong kind. Skryf hierdie dag neer. Loandi. Die engele jy. Nee, ek huil saam. Maar ek wil nie kyk nie. Ek huil. Dis goed. Jesus, Here is goed vir my. O, kasharaba en kushai. Kom ons bid net gou vir 'n oomblik. O, jene karabaindu kushai. Karkas sarabaindu jene karabai.
Oh, thank you, Lord Jesus. God my versterking. As daar nog iemand is wat sê ek wil my hart vir die Here gee, staan gou saam. En Here, so kom ons vanmôre en ons dankie vir hierdie wonderlike dag, vir hierdie oomblikke. Dankie dat jy saam met ons is en saam met ons sal wees. Ons ken nie wat ons toekoms is nie, maar Here, ek weet vanmôre, en ek kan dit sê, ongeag hoe my toekoms is op die aarde, ek verklaar dat U deel is van my toekoms, en dat die Heilige Gees, die trooster, my redder daar is vir my. Tot wanneer ek my laaste asem sal uitblaas, of U sal besluit om te kom. Wil ek en sal hierdie kerk altyd deel wees. U sal deel wees. Die drie-enige God, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die woord, en dit is die woord waarop ons gebaseer is, waarop hierdie kerk, die fondasie, die mens, hulle self daarop sal inrig. En hulle daar sal bly. Dankie vanmôre vir elke gees geïnspireerde woord en ook vir die Heilige Gees wat kom sny deur ons binneste, wat ons 'n helderheid gee van verstand. Mag ons die wysheid bekom, die insig bekom, om altyd vas te hou in alles wat U ons gee. Amen en amen. Ek wil julle net herinner aan die koekverkoping. Julle kan julle self bederf, julle maar mense. Hoor gou hier, Matteus, kan ek gou vir julle net ietsie vra? Ek is nou klaar, maar toe kom dit nou by my op. Maak gou vir my oop daar by Matteus. En ons gaan lees daar uit hoofstuk 7. Matteus 7. Jy kan daar langs hierdie versie skryf die goue reël. Daar is 'n golden rule. Daar is 'n goue reël. En die goue reël is julle gereed? Matteus 7 vers 12. Die eerste woordjie wat hy is die golden rule. Alles wat julle dan wil hê die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet van die profete. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad van die verderf, wat lei na die verderf. En so gaan hy in. Maar die golden rule, die goue reël, is die woordjie alles. Alles wat asem het, loof die Here.